Vandag sportman van die eeu. Dit is nou maar eenmaal so. Wanneer ek ook al 'n aangrypende emosionele oomblik beleef, gryp ek na die poësie om die diep roersel van menswees vir my te verwoord. Toe Gary Player eergisterand aangewys as Suid-Afrika se sportman van die eeu, sy gemoed hom vol geskiet het toe hy in sy dankwoord na sy moeder en sy kleintyd verwys, het die reëls uit Elisabeth Eybers se hartroerende vers oor herinneringe aan haar kinderdae my te binne geskiet. Ek weet nog net dat die gekneusde gras se geur soos naaltjies was en dat ek skielik seer gekry het van die inkrimp van my hart en met my pols die trane weggevee het. Tydens ongetwyfeld die triomfantlikste oomblik in 'n roemryke loopbaan, het Suid-Afrika se grootste sportman se hart met eens ingekrimp en het hy seer gekry by die gedagte dat sy moeder, wat hom ontval het toe hy 8 jaar oud was, en sy vader nie meer daar was om juis die oomblik met hom te deel nie. Die trane het vrylik gevloei toe die geur van gekneusde gras hom oorspoel het en hy die trane ook met sy pols weggevee. Minute van tevore het die skare wat die skitterfunksie van die Konfederasie van Suid-Afrikaanse Sport in die balsaal van die Wanderers Club in Johannesburg bygewoon het, op hulle voete gekom en Gary luidkeels meevoerend op die hande gedra toe hy as die uitverkorene onder 'n 100 jaar se sporthelde aangewys is. Hulle was nou eensklaps stil en hulle oë het, net soos myne, geblink. Ons kon nie Gary se belewenis van die aroma van naaltjies ontsnap nie. Ek het in 'n liefdydse uitsaai en seremoniemeester al baie aankondigings oor die eter en waar ook al gemaak. Maar nou die aansin, toe ek as seremoniemeester en voorsitter van die keurkomitee bevoorreg was om ons keuse van sportman van die eeu aan te kondig, span op verre na die kroon van wat ek wanneer ook al oor sport moes meedeel. Die aankondiging is voorafgegaan deur 'n reeks aangrypende gebeurde. Eers het die aanwesiges kennis geneem van ons 12 finaliste vir aanstaande jaar se aankondiging van die sportman of vrou van die dekade. Oscar Chalupski, Bruce Fordyce, Dani Gerber, Gonda Beatrix, Naas Botha, Zola Bud-Pieterse, Sydney Marie, Brian Mitchell, Graham Pollock, Clive Rice, Muis Roberts en Matthew Stemane. Met die uitsondering van Sydney Marie in Amerika, Brian Mitchell in Italië en Muis Roberts ongesteld, was almal terloops daar en is op die verhoog voorgestel. 'n Eerste knop in die keel met so oorvloed aan sportgrootheid rondom my by die mikrofoon was waarskynlik 'n voorteken van wat alles nog my brose gemoed die aand sou tref. Na 'n video wat 'n 100 jaar se sporthoogtepunte treffend voorgestel het, het 'n item gevolg wat deel van die hoofskottel uitgemaak het en ons tegelyk geroer, nostalgies gestem en met grenslose trots vervul het. Ons keurkomitee is versoek om 'n 20-tal sportsterre uit ons eerste 90 jaar van georganiseerde sport te kies, wat die eerste legende sou wees om in Suid-Afrika se eerste galery van sportlegendes, 'n projek van die Konfederasie van Sport, opgeneem te word. Die gedagte is ook dat hulle jaar na jaar aangevul word, onder andere met nog helde uit vervloë dae. Ons het koppe bymekaar gesit en met die volgende keuses vorendag gekom. Marjorie Clark, wat ons onder andere op die Olimpiese Spele in 1928 en 1932 verteenwoordig het en 18 Suid-Afrikaanse titels in 6 verskillende nommers gehou het. Dani Craven, Frik de Pre, Aubrey Faulkner, ons grootste alsydige cricketspeler van die eerste helfte van die eeu, Bobby Locke, Boy Lowe, Bruce Mitchell, Kaiser Motaung, befaamde sokkerspeler en stigter van Kaizer Chiefs, Karen Muir, Jake Tooley, skitterende Zulu-boksertjie wat stadebondskampioen was, Benny Osler, Gary Player, Gert Potgieter, Paul Roos, eerste kaptein van 'n Springbokspan in die buiteland, Eddie Groen, Jody Scheckter, Laurie Stevens, Eric Sturgis, Hugh Tayfield en Victor Wheel. Die Konfederasie het ook nog hulle eie toekennings gemaak aan sportadministrateurs en mediamense soos Dani Craven, Charles Fortune, Hassan Hawa en Kaiser Motaung. En toe die oomblik
wat ons die eerste keer hoendervleis laat kry het. Die legendes en verteenwoordigers van die afgestorwenes is een vir een vorentoe geroep en in die galery ingehuldig. Met die uitsondering van Danny Craven, wat deur 'n nie verteenwoordig is, Victor Wheel, tans in Australië woonagtig en deur Morris de Wheel verteenwoordig, Karen Muir en Jody Scheckter, vir wie sy moeder ingestaan het, was die nog lewendes almal daar. Die oorledenes is deur naasbestaandes verteenwoordig, onder andere Boileau en Benny Osler deur hulle dogters, Bobby Locke en Laurie Stevens deur hul weduwees en Paul Roos deur sy seun Gideon Roos. Van die 80-jariges het Marjorie Clark en Gideon Roos kers regop die verhoog opgestap. Eric Rowan, halfblind, is deur sy dogter die trappies opgehelp en Bruce Mitchell, krom asof hy op 'n onsigbare kolf leun, het met sulke baster skuifelpassies nader gekom. Charlie Fortune, die eerste keer weer uithuisig na sy onlangse beroerte-aanval, het berekend ongewoon stadig beweeg. Die ander, vergelykenderwys nog in die bloei van hul jare, Groot Fruk, Gary, Gert Potgieter, Eric Sturgis, noem maar op, het vinnig en met vaste tred verhoog se kant toe gestaan. Die spanning het begin oplaai toe ek die legendes se sitate een na die ander voorlees voordat hulle deur adjunkminister Rolf Meyer ingehuldig is. Wie sou sportman van die eeu wees? Een van hulle of dalk een van die finaliste van die 80er dekade? Die aanwesiges het bepaald snuf in die neus gekry toe ek van die alfabetiese volgorde afgewyk en Gary se verbuisterende besonderhede verlaaste gehou het. Die Britse Ope 3 keer, die Amerikaanse Meesters 3 keer, die Amerikaanse PGA 2 keer, die Amerikaanse Ope en die Wêreldbeker spantitel saam met Harold Henning 1 keer, die Wêreldputjiespel 5 keer, die Australiese Ope 7 keer, die SA Ope 13 keer en 21 oorwinnings in die Amerikaanse beroepsreeks. Altesaame 128 oorwinnings oral ter wêreld voordat hy seniorspeler geword het. Ek het kortliks in Afrikaans daarna verwys dat wat veggies, volharding, doelgerigtheid, toewyding, konsentrasie en fiksheid betref, Gary Player tot op hede nouliks sy gelyke in wêreldgolf gehad het. Dat hy inderdaad die sportwêreld se kan nie dood nommer 1 is. En toe het ek die aankondiging in Engels gemaak, wat die saal laat ontplof het. Ek gee dit net so in Engels weer, omdat ek reken dat dit nog in die sportanale as geskiedkundig aangeteken sal word. No other person in the past 100 years of organized sport in South Africa could match the performances of this outstanding sportsman, ambassador and gentleman. Gary Jim Player, het ek voortgegaan, is the epitome of the true spirit of sport. Dedication, excellence, fair play, and a compassion for both friend and adversary, and the most deserving winner of the award, the sportsman of the first century of South African sport. Die klein mannetjie met die groot hart het mikrofoon toegestap en 'n aanvaardingstoespraak gelewer wat ewe so geskiedkundig sal bly. Gary het begin deur te beken dat hy 'n rilling by sy rugstring afgevoel het en diegene te bedank wat hom die groot eer aangedoen het. Toe die trane kom, het hy gesê dat Churchill ook gehuil het en dit daarom nie so sleg kan wees nie. Om te presteer en gelukkig te wees, het jy die steun en onderskraging van jou vrou, jou gesin en jou vriende, maak nie saak wat hulle kultuuragtergrond is nie nodig. Mense moet mekaar help en waardeer. Hy is Afrikaners, baie dank verskuldig, het Gary gesê. Toe hy die dag van die skool afgekom en gehoor het sy moeder is dood, was niemand tuis nie, en hulle Afrikaanse bure het hom vertroos. Hy, die rooi nekkie op die hoek, so het hom genoem, en sy boeremaatjies het gereeld saam kennetjie en bok staan styf gespeel. Hulle het 'n hoek van tyd tot tyd dik getik. Nou, wat swart mense betref, het hy as chokkertjie nogal iets van die lewe van hulle ou tuinjong geleer. Later het hy 3 joggies gehad wat vir hom veel beteken het. Rabbit in Amerika, Monkey in Kaapstad
en Tiger in Australië. Een van hulle het hy onder gelag vertel, het op 'n dag gesê, "With our names, we should form a zoo, Gary." Wat die verskillende kulture betref, was dit 'n Joodse vriend met 'n Jiddische tongval wat het vir hom moontlik gemaak het om oor see te gaan speel. Sy pa het toe 'n oortrokke bankrekening gehad. Dis die toegeneentheid van verskillende mense saam wat vir die gelukkige nuwe Suid-Afrika moet sorg, het Gary gesê. Ons moet van die probleme van die verlede vergeet en aan die toekoms bou, het hy voortgegaan. En ons moet dit met volharding doen en nooit te opgooi nie. Hy het die les van volharding die eerste keer vroeg in sy lewe geleer, het hy verduidelik, toe hy wou bes gee toe hy vir die myl geoefen het en sy broer hom met die skoen op die sitvlak aangehelp het. Suid-Afrika is 'n wonderlike land met 'n lewenskwaliteit soos nêrens elders ter wêreld nie. Hy is oneindig trots op sy land, so trots dat hy nog nooit met 'n ander paspoort gereis het nie en dit 'n voorreg is om te probeer om 'n ambassadeur vir die land te wees. Christus kom eers in sy lewe en hy dank hom vir die talent wat hy aan hom geleen het. Wat aardse wesens betref, het Churchill hom die meeste geïnspireer. Dis die staatsman se leringe oor die voorbeelde van teenspoed en die noodsaaklikheid van vasbyt, deursettingsvermoë en harde werk, wat ook op die golfbaan vir hom veel beteken het. Toe hy nou die dag by 'n standbeeld van Churchill in Washington verbyry, vertel Gary, het hy die taxi-bestuurder gevra om stil te hou. Hy het uitgeklim, voor die standbeeld gaan staan, gesalueer en gesê, "Thanks for the courage you gave me." Die aanwesiges het eind uit aan die lippe van Suid-Afrika se sportman van die eeu gehang en hom weer 'n staande ovasie gegee.